Goed, goeienaand almal by vanaand se Bybelstudie. Ek is so 2 minute laat, maar nou ja, ek is elke keer laat. Maar kom ons kyk eens wie kom op en dan gaan ons aan met die Bybelstudie. Ons gaan vanaand verder praat oor die Heilige Gees. En dit wat saak maak aangaande die Heilige Gees. Nick Roos, goeienaand. Hoe gaan dit? Kom ons gee nog so 'n paar minute tyd. En dan begin ons met ons Bybelstudie. Corneille, daar is hy, hoe gaan dit met julle? En ek sien Piet Bender is ook daarso, hierbo. Daar is hy. Goeienaand julle. Ek is bly, Mariaan is ook hierso, goeienaand Mariaan. Daar is hy. Ek sê nou weer te veel, daar is hy, nee. Maar ek sê nou op koffie met brood vanoggend. Ek op 'n stadium 'n bietjie buite myself gegaan, want ek is so moeg vir mense wat die woord van die Here verdraai, jy weet, om hulle eie agendas te pas. En hulle lieg so vir mekaar dat hulle glo wat hulle sê, jy weet, dit is een van die dinge wat vir my net nie, ek verstaan net nie daai ding so lekker nie. Hulle lieg so erg, hulle glo self hulle leuns. Maar in elk geval, ons is meer as 2, waar 2 of meer, julle ken nou al die storie, kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanaand weer by mekaar kan kom, en ons sê vir U dankie vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat die woord van God vir ons openbaar. Sonder die Heilige Gees is daar nie waarheid nie. En ons sê vir U dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat ons verlede week kon leer dat U ons nie as wesies gelos het nie, maar die Heilige Gees vir ons gestuur. En ons sê dankie vir daardie deel van die Godheid, wie U ook is. En ons aanbid U en eer U daarvoor, Vader. Ons sê vir U dankie vir dit, Here. Here, seën ons lippe vanaand as die regte ding kan sê, gee vir ons openbaringskennis, gee vir ons helder oop oë van die verstand, sodat ons kan weet en hoor, luister, bedink, sien, die regte goed sê, Vader. Ons sê vir U dankie vir die woord, Here, daar's niks soos U woord nie. Dankie, Jesus. Amen. Wel, prys die Here, dat ons vanaand kan aangaan met die Heilige Gees, en ons gaan 'n bietjie eers kyk na 1 Korintiërs 2. Onthou julle dat Jesus gesê het vir sy disippels, hy het gesê, en wanneer die Gees kom, gaan hy vir julle lei in alle waarhede in. En dit is belangrik dat ons dit kan verstaan, want die Heilige Gees is die persoon van die Godheid wat ons in alle waarhede inlei. As jy nie die Heilige Gees het nie, jy kan probeer daai skrif verdraai soos wat jy lus kry, dit gaan nie vir jou werk nie. So kom ons lees bietjie so in 1 Korintiërs 2. Hierdie is een van die belangrikste hoofstukke in die Bybel aangaande die Heilige Gees. En Paulus praat, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Man, jy kan Grieks ken, jy kan Hebreëus ken, maar as jy nie die Heilige Gees het nie, kan jy nie die woord bewys nie. Jy kan nie. Want met die Heilige Gees is daar krag betrokke, en ek sal dit net vir julle wys. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. En dis hoekom ek so vies geraak het weer vanoggend, jy weet. Dit is die wysheid van mense, wat mense eintlik hel toe lei. Maar die krag van God kom en hy maak hierdie woord 'n waarheid. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld nie, of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat verstaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Nou kyk nou hier. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Nou van julle wat nou al van my ander boodskappe geluister het al,
sal verstaan wanneer ek praat oor die verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Ons kry dit in hoofstuk 17 van Johannes, die verborgenheid. Christus in ons, die Heilige Gees in ons en ons in hom. Ons is verborge. Louis Skeen, goeienaand. Louis, is die eerste keer dat ek jou naam sien, baie welkom. Alta, die Rosa is ook hier so by ons vanaand, baie welkom. Wat is die verborgenheid? Kolossense 2. Ons in hom en hy in ons, Johannes 17, Efesiërs, ook hoofstuk 1. Ons is in hom, in Christus, en hy is in ons, en ons is almal in die Vader. Dis 'n fantastiese woord daai in die boek van Efesiërs, né? So jy kan nie hierdie goed bedink as jy nie die Heilige Gees het nie. Daarom val die mense wat nie die Gees van God het nie, val elke keer terug in die ou wet in. Hulle kom met ou redenasies uit die Torah uit en uit die wet van Moses uit, en hulle verstaan nie wat is die wet van Christus nie. Hulle het nie 'n idee nie. Kyk nou hierson. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. God het hierdie goed vir ons voorberei. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. Deur sy Gees begin ons verstaan wat beteken dit dat ek in hom is in hemelse plekke en hy in my. Ek begin die verhouding verstaan. Ek begin die gesamentlikheid, die gemeenskap saam met die Christus verstaan, dat hy nader is as 'n broer. Ek begin die goed verstaan, né? Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God uit is, sodat ons kan weet wat God ons uit die genade geskenk het. Né? Jy daardie wete dat jy die ewige lewe het deur die wedergeboorte. Dit kan nie van jou af weggevat word nie. Kyk hierso. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar wat probeer hierdie ouens doen? Hulle vat 'n woord uit die Ou Testament uit. Hulle blaas een woord op en hulle bou 'n teologie daar. En so vat hulle volgelinge saam met hulle hel toe. Maar die natuurlike mens, dis die goed waarvan ek vanoggend so kwaad geraak het, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, hulle kan nie. Want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Jy het die Heilige Gees nodig, mense, om hierdie boek te verstaan. Om hierdie lewende woord te verstaan, het jy die Heilige Gees nodig. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Daar's niemand wat vir my en vir jou kan oordeel wanneer jy die Heilige Gees het nie. Niemand nie. Hulle kan kom met slim praatjies en slim woorde en verdraaiing van die skrif tot hulle blou is, maar hulle kan jou nie oortuig nie. Hoekom nie? Want jy het die Heilige Gees. Want wie die sin of die Engelse woord is mind. Wie die sin van die Here geken dat hy hom sou kon onderrig, maar ons het die verstand, the mind is die Engelse woord, né? Die Afrikaanse vertaling is nie vir my lekker nie. Maar ons het die sin van Christus, nee. Ons het die verstande, ons het die mind, die gedagte, né, van Christus. Hermanus, goeienaand. Dit is waarom die Heilige Gees so kragtig benodig word in ons lewens. Sodat hy vir ons kan leer. Hy leer vir ons die dinge van die woord. Hy wys vir ons die waarheid. Hy bring ons tot 'n verstaane, wat was die God se wet, wat het Moses bygeskryf, as gevolg van omstandighede en. Soos byvoorbeeld, die skeybrief. God het nie vir Moses die skeybrief gegee nie. Jesus sê dit uitdruklik.
Hy sê Moses het vir julle die skeybrief gegee. En Moses het dit in die wet ingeskrywe. En eers nadat hy die bloed gevat het en op die wetboek besprinkel het, toe noem hy die hele ding die wet van God. Hy wat Moses is. Maar God se wet van die begin af was net 10 goed gewees. Geskryf op kliptafels. Die res het hy vir die Hebreërs gegee. Hy het dit nie vir die heidense nasies gegee nie. Al daai wette van Moses het hy nie vir die heidense nasies gegee nie. Vir 4000 jaar. Plus minus 365 of 465 voor die wet gekom het, het hy dit vir die Hebreëse nasies gegee. Al daai wette, sodat hulle kon sterk maak, sodat hulle kon voorberei, kon regkry vir wie? Vir die Messias. Sodat die Messias kan kom met sy wet en vir ons red. Want ons sien in Hebreërs, boek van Hebreërs hoofstuk 7, omdat daar 'n nuwe priesterorde is, naamlik Melchisedek, is daar 'n nuwe wet. Maar jy gaan nie die goed verstaan as jy nie die Heilige Gees het nie. En daarom is ons in hoofstuk 4 nie hoofstuk 4 nie, hoofstuk 3 van Openbaring. Ons is nou in hoofstuk 3 van Openbaring, het julle dit geweet? Kyk hierso. Laodicea. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense, dis ons nou vandag. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Wie is dit? Yeshua, Jesus, die Alfa en die Omega. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspuug. Rudy, goeie naam. Hoekom sal Vader hierdie kerk waarin ons nou vandag, ons vind onsself in hierdie kerk vandag, die kerk is nie warm nie, hy is ook nie koud nie, hy is lou warm, en hy sê uitdruklik hierso, ek ken, moet jy regte woorde kry, jou werke, ek ken jou werke, wat se werke? Hoekom is daar nie werke wat die kerk warm maak nie? Wat se werke is dit? Kyk wat sê hy. Jy sê ek is ryk, ek het verryk, ek het niks aan gebrek nie. Natuurlik is hulle ryk want hulle steel jou 10de. Daarom is hulle ryk. Ons sal nog 'n lering gee oor die 10de. Och, weet julle, ek haat dit as mense skrif verdraai. Hy sê jy is ryk. Dis wat die kerk ons vandag sê, nê. Pastoor vlieg rond met jets, mooi karre, mooi huise, man, die kampusgronde en die goed lyk net te pragtig. Maar ek kan vir jou garandeer, daai pastoor het nie 'n koek en klou wie almal in sy kerk is nie. Né? En hy is veronderstel om 'n herder te wees, 'n skaapwagter. En 'n skaapwagter gaan slaap nie voordat sy kudde warm en gevoer en al daai goed is nie. Né, kyk nou wat sê Jesus hierso. Hy sê 'n paar dinge hierso. Hy sê 3 dinge in vers 18. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Wat is dit? Ek het al hierdie met julle behandel, toe ek Openbaring behandel het. Goud wat deur vuur gelouter is. Dis geloof. Sodat jy kan ryk word. Jy kan ryk word met geloof. Die Bybel sê uitdruklik, die regverdige sal lewe deur sy geloof. Geloof is die geld van die hemel. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie. Wat is die wit klere? Dit is die wedergeboorte. Dit is heiligmaking. En salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Wat is hierdie salf? Dis die Heilige Gees. Nou sê Jesus vir hulle, ek ken jou werke. Jy is nie warm nie, jy is nie koud nie. Was jy maar een van die 2 gewees, dan was dit oukei, maar jy is nie warm nie, jy is ook nie koud nie. Hy nou gaan dit. Jy is nie warm nie, jy is nie koud nie, maar omdat jy nou nie een van hierdie 2 is nie, jou werke wys vir my, jy is nie warm nie, jou werke wys vir my, jy is nie koud nie, so ek gaan jou uitspoeg. Jy kort geloof, jy kort heiligmaking, en jy kort die Heilige Gees. Hoekom kort jy die Heilige Gees? Sodat jou werke kan warm word. Sodat jy kan warm wees. Nee, nou kom ons kyk gou hierso. 1 Korintiërs 14. Hierdie
is die beskrywing van hoe Vader sy kerk wil hê. Hierdie is die beskrywing, sodat ons kan warm wees, né? Kyk wat sê hy. En jy kan nie hierdie doen sonder die Heilige Gees nie. Kyk wat sê hy. Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging. Laat alles tot stigting geskied. Kyk alles wat daar is. Elkeen van julle het 'n lied. O nee, ons het hierdie fantastiese band voor wat ons lei. Man, en hulle sing so vinnig en so lekker dat ons nie eens kan byhou nie, maar ons het 'n band en hulle het ligte en hulle het selfs rook wat uit die verhoog uitkom. Is fantasties. Nee, julle is koud. Julle is koud. As julle maar net warm was. Want elkeen het 'n lied van God af. Elkeen kan 'n nuwe lied sing tot hom. Elkeen. Of 'n lering. Wag nee, ons het 'n pastoor. Die pastoor alleen doen al die praatwerk. Net hy. Daar kom iemand op en hulle gee vir jou die aankondigings. Jy weet al die aankondigings en al die fantastiese groepe wat ons het. Ons gee vir julle die aankondigings. Wat sê hy so? Elkeen van julle het 'n lering. Wat bedoel hy? Gaan elkeen nou 'n uur staan en praat? Nee. Maar jy kan byvoeg as jy iets tot kennis gekom het. Jy kan vra. Of 'n taal, Is dit nou Engels of Afrikaans? Ons is 'n Afrikaanse kerk, so as ek nou 'n taal het, beteken dit nou ek kan Engels ook praat. Nee man, jy's koud. Jy ken nie die Heilige Gees nie, jy's koud. Van watter tale praat hy hiervan? Amanda Knoet se goeie naam. Van watter tale praat hy? Hy praat van tale van engele. En ja, selfs mensetale, maar mensetale wat nie in jou gemeente gepraat word nie. Maar omdat jy koud is, jy het nie die Heilige Gees nie, gaan jy hierdie lering wat onder die Heilige Gees gekom het, wat Jesus vir ons gesê het, in die boek van Johannes 16, dat die Heilige Gees ons gaan lei in alle waarhede, maar jy sal hierdie liewerste een kant toe skuif, want dit pas nie jou teologie nie. Jy is koud. Né? 'n taal. Of 'n openbaring. Wat is 'n openbaring? 'n Openbaring is profeties. Goeienaand Debbie. 'n Openbaring is profeties. Of 'n uitlegging. Wat is 'n uitlegging? 'n Uitlegging is die uitlegging van die taal wat die persoon praat. Die hele hoofstuk 14 is omtrent, gaan net oor die tale. Laat alles tot stigting geskied. Wag 'n bietjie, ons het 'n mooi band in die kerk en iemand kom vorentoe en hulle gee vir ons die aankondigings en die pastoor bring die lering en dan gooi ons 'n klompie geld in die bakkie en dan drink ons 'n teetjie en 'n koffietjie en dan gaan ons huis toe. Jou kerk is koud. Jou kerk is nie eens lou warm nie, wat nog van koud. En God gaan jou uitspoeg. Bleh. Kyk wat sê hy so. As iemand in 'n taal spreek, wag 'n bietjie, dit gebeur hier in my kerkie. As iemand in 'n taal spreek, laat dit dan wees 2 of hoogstens 3. En by beurte. In ander woorde, julle babbel nie oor mekaar nie. En laat die een dit uitlê. Want die Heilige Gees bring die uitlegging. Dis nie 'n vertaling van 'n taal nie. 'n Uitlegging is wat is op God se hart nou. Die taal is dit wat jou stig en vir jou krag gee deur die Heilige Gees. Jy bring 'n uitlegging. Kyk hierso, maar as daar nie iemand is wat uitlê nie, laat hy in die gemeente swyg. In ander woorde, as jy kan in 'n taal praat, maar jy het nog nie die uitlegging van God ontvang nie, dan bly jy stil. Leer hulle dit vir jou in jou kerk. Laat hy met homself en met God spreek. Kyk wat sê hier. Laat 2 of 3 profete spreek en die ander het beoordeel. Wag 'n bietjie, het jy ten minste 1 profeet? Is daar ten minste 1 profeet in julle kerk?
Ten minste een. Wat sê Paulus? Laat 2 of 3. Yesterday broer, ons sukkel om 1 profeet te kry. Ons glo nie eintlik in hierdie goed nie. Ons glo nie eintlik in die profete nie, jy weet. Dit was vir daai tyd. Ja wel, jou kerk is koud. Daar is daarom 'n paar mensies wat so elke nou en dan in tale praat in die kerk en hulle praat by hulle self en ek vind dit baie vreemd en so aan en ek kan nie lekker daarbey inval nie, wel jy is lou warm, jou kerk is lou warm. Daar's daarom iemand wat iets doen. So jou kerk is 'n bietjie lou warm, maar dit is nog nie goed genoeg nie. Jy gaan uitgespoeg word. Kan julle verstaan hoekom die Heilige Gees belangrik is? Die Heilige Gees is belangrik om jou te lei in alle waarhede. En die waarhede kom deur die apostels. En jy kan nie die waarhede van Paulus weggooi omdat dit nie pas by jou teologie nie. Want in hoofstuk 10 van die boek van Handelinge, wat deur Lukas geskryf is, praat die mense in tale, in verskillende tale, en die mense daar sê, "Haai, dit het met hulle gebeur net soos met ons." En Petrus het beveel dat hulle onmiddellik gedoop word. So jou poging om van Paulus ontslae te raak, kan nie werk nie. Want tale is in die boek van Handelinge. Inteendeel, omtrent elke liewe gawe is in die boek van Handelinge. Hy sê so, maar as daar iets geopenbaar is aan 'n ander wat daar sit, laat die eerste een swyg. Op 'n ander dag sal ek julle leer hoe werk profete. En dit is deel van die lering, daai stukkie. Want julle kan almal, kyk nou wat sê hy, julle kan almal, een vir een profeteer, sodat almal kan leer en almal bemoedig word. Julle kan almal profeteer, sodat almal kan leer en almal kan Hy praat hier van 'n kerk wat aan die brand is. Hulle het die Heilige Gees. En die Heilige Gees het vir hulle. Nee. En hier in vers 32 gee hy nog 'n belangrike lering wat deel is van die profesie. En die geeste van die profete is aan die profeet geonderworpe. Met ander woorde, en ek gaan dit vinnig vir julle sê, indien ek 'n woord van God kry vir iemand, maar ek kry nie die geleentheid om dit te gee nie, dan kan ek dit vir myself hou. En ek kan dit op 'n latere tyd vir daai persoon gee. Maar as dinge so uitwerk, dat ek dit nie vir die persoon kan oordra nie, is dit ook oukei. Dis ook oukei. Dis hoe die profeet saam met God werk. Want die profeet is ingeskakel deur die Heilige Gees in God se rede in. Dis is soos 'n handskoen. Jou hand pas in die handskoen in. Jy's ingeskakel deur die Heilige Gees in God se rede. Die handskoen in die hand is een op daardie oomblik. En God verstaan hoe dit werk in kerke op hierdie stadium. Hy weet presies. Hy noem dit die Laodisiese kerk. Daar waar die Heilige Gees nie is nie. Daar waar hulle koud is, lou warm. Hy verkies eintlik jy koud, want as jy koud is, kan hy jou leer. As jy warm is hy baie bly oor jou. Maar as jy lou warm is, verstaan julle hoekom die Heilige Gees so belangrik is? Vers 39. Daarom broeders, beywer julle om te profeteer en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Wil jy hê jou kerk moet vuur warm wees? Kry jou pastoor om die waarheid te praat. Hoofstuk 12, 1 Korintiërs hoofstuk 12, julle het al dit baie gelees al. Hoeveel van julle wandel daarin? Hoeveel van julle wandel daarin? Oor die verskeidenheid van geestelike gawes. Hier word ons geleer, die dinge wat in die boek van Handelinge beskryf is. En kyk hoe interessant begin Paulus hierdie stukkie. Hy sê, en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie.
Jakes goeie naam. Ek wil nie, julle moet onkundig wees oor hierdie goed nie. Julle moet verstaan waaroor dit gaan. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Nee, jy het voor 'n klip gaan buig. Weet julle wat, in 'n koue kerk is dit net so goed jy buig voor 'n klip. Ek gou 'n slukkie koeldrank vat hierso. In 'n koue kerk is dit net so goed jy gaan buig voor 'n stuk klip. Want daar's geen groei nie. Daar's geen groei nie. En Vader, ek wil hê ek moet gou gaan na Efesiërs. Ek wou nou daai stuk vir julle gelees het, maar ek voel die Heilige Gees vat vir my. En weet, wanneer 'n mens sê ek voel die Heilige Gees, nee, kom ek sê vir julle, dis die waarheid. As jy die Heilige Gees het, as nie 'n ander manier om dit te noem nie. Ek vermaan julle dan, dit is nou hoofstuk 4, Efesiërs hoofstuk 4. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Hy praat hier met die kerk. Hy praat nie hierso met ouens van valse ideologie en valse teologie nie. Hy praat nie met hulle nie. Hy praat met die mense in die kerk. Dra mekaar in liefde, wees lankmoedig, sagmoedig, nederig. Leer almal soos wat jy wil hê hulle moet geleer word. Ek kry nie altyd daai reg nie. Ek is meer in die vorm van die profeet Elia. Dit is ek is in daai vorm gegiet. Ek wil net vuur uit die hemel uitroep. En kyk wat sê hy so. En ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Die eenheid van die Gees. Watter Gees? Die Heilige Gees. Die eenheid van die Heilige Gees te bewaar. Nie van jou gevoelens of hoe jy voel oor 'n saak of jou opinie nie. Nee. Die eenheid van die Gees. Wat leer die Heilige Gees deur die apostels? Wat het die Heilige Gees geleer deur Yeshua? Kyk wat sê hy. Dit is een liggaam. As ek by jou kerk wil gaan kuier, kan jou pastoor of dominee nie vir my uitsit nie. Dis een liggaam, die liggaam behoort nie aan hom nie, die liggaam behoort aan Christus. Hier in die pad af waar ek bly, is daar 'n kerk, waar daar so 'n pastoor is. Hy sit jou sommer uit sy kerk uit. En ons het gehoor op pastoor Des, dink dit was sy oggendgedagte vir die dag of so iets. Julle ken vir Des. Hy is ook lekker uitgesproke, maar ek wil graag hê, hy moet by die Heilige Gees meer kom, maar in elk geval, dis 'n storie van 'n ander dag. Maar hy het ook reguit gepraat van hierdie ouens, wat dink die kerk behoort aan hulle. Die kerk behoort nie aan hulle nie. Die gemeente behoort aan Jesus. Een liggaam. Een Gees. Hoe kan jy praat van die Heilige Gees as jy hom nie het in jou kerkie? Jy weet nie eens wie hy is nie. Jy weet nie wat hy hier kom doen het nie. Jy weet nie hoe hy jou gaan lei in alle waarheid nie. Jy dink jy is slim genoeg vir die Bybel. Kyk wat sê hy, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Wat is die een hoop? Die hoop is dat deur die kruis, deur die wedergeboorte, deur die bloed, gaan ons die ewige lewe beerwe. Dis ons hoop. Een Here. Een Here. Daar's dan 'n Vader, 'n Seun en 'n Heilige Gees. As jy nie die drie eenheid van God verstaan nie, sê jy dit nooit verstaan nie. Een geloof. Een doop. Een doop. En almal weet wat is daai doop. Almal weet dit, selfs die dominees. Dis nie babietjie doop nie, dis groot doop. Daar bestaan nie eintlik 'n ding soos groot doop nie. Dit is doop na die bekering, dis wat dit is. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Kyk nou hierso. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Nou kyk nou, wat sê hy? Vers 11. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste,
ander as herders en leraars. 5. Om die heiliges wat te doen? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons wil hê die liggaam van Christus moet warm wees. Dit moet kook, man. As jy by 'n diens instap, moet jy sommer hoor hoe praat die mense, hoe bid hulle tot Vader in hulle eie taal. En hulle eie taal kan enigiets wees. Dit kan Afrikaans wees, dit kan Engels wees, dit kan Portugees wees, dit kan tale van engele wees. Jy moet dit sommer hoor, dit moet so 'n buzz wees. Sebetandala rasiala ragasesje sebeshebetiente. Halleluja Jesus, solorogos. So onderlangs, jy moet dit hoor, jy moet dit voel. Daar moet 'n opgewondenheid heers. En die pastoor moet opkom en hy moet daar opstaan en hy moet sê, manne, ek het 'n woord van die Here gekry en dit gaan oor dit. Wie word geroer om hulle harte om saam met my te praat vandag daaroor? En hier sit Tannie Susanna haar hand op en die pastoor nooi haar op die verhoog. En nou praat die pastoor 'n stukkie en dan sê hy, Tannie Susanna, wat sê jy hiervan? En dan sê sy 'n stukkie by. En dan kan die gemeente dit of beaam of nie beaam nie. Maar as dit die een gees is, gaan dit beaam word. Een gees. Die opbouing van die liggaam van Christus. Dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. En dan sê die pastoor, "Jog mense, ons is opgewonde oor hierdie nuwe week wat kom en is daar 1 of 2 of 3 profete hierso in die gemeente wat 'n woord van God het. Dit brand in jou soos 'n vuur, staan op." En jy is nie skaam nie, want jy is opgewonde en jy weet jy het 'n woord. En die pastoor sê, want hy lei mos die hele storie, man. Hy sê, kom vorentoe. En hy roep jou vorentoe. En die gees van die Here is teenwoordig. En almal sukkel nie om die woorde op die skerm te sien of te hoor wat die band sing nie, want hulle sing nie te vinnig nie, hulle sing in die gees. En hulle lei vir jou en jy's deel van die musiek en jy's deel van die halleluja en jy wil daar wees. Dit is 'n warm kerk. Dis nie 'n warm kerk waar jy die hele tyd pak kry deur die leraar nie. Jy weet, julle het nou alweer so gesondig en julle sondig dit en julle sondig dat en julle sondig links, regs en middeldeur en elke liewe ding is net oor sonde. Nee, wat van die lewe? Wat van die krag van die Heilige Gees wat kom? En redding bring, redding op redding op redding, bevryding op bevryding op bevryding. Dis mos wat ons wil hê, man. Of wat sê ek alles? Julle kan saam praat, moenie stil wees nie. Aina, Corneille, wat sê ek alles? Dis wat ons wil hê. Ons wil die hitte voel van die Heilige Gees. Wat sê Paulus? Nee, wie was dit? Ek kry nou hierdie skrif hier in my kop. Dink dit was Jeremia. Waar Jeremia gesê het, ek brand van die Gees binne in my. Ek moet profeteer. Ek kan nie anders nie. Ek moet profeteer. Ek kan nie anders nie. Ek gaan nie toelaat dat die dinge van die wêreld my kelder nie. Ek gaan nie toelaat dat 'n koning vir my sê dat ek nie mag dit doen of dat nie. En ek moet so en so. Nee. Ek gaan nie gelei word deur pastore en die goed nie, want dit brand in my. Die Gees van God brand in my en dit moet uiting gee aan die waarheid en uiting gee aan sy krag. Hoekom? Sodat die kerk kan wakker word en aan die brand gaan kom. En sodat ons kan ontslaa raak van al daai vuil teologie. Jy sien, ek praat met langmoedigheid en nederigheid en met liefde en met vrede vir die wat wedergebore is. Nie vir die res nie. Ek kan vir julle bewys. Dink julle die Heilige Gees is net 'n sagte ou windjie wat net daar so waai? Dankie Vader, wag. Die Here sê vir my, vat gou daai skrif en gaan werk met dit wat nou in jou kop is. Kyk nou. Ek gaan gou daarby uitkom. Ek het dit al vir julle met julle behandel, maar ek moet net gou vinnig by daai skrif kom, sodat julle kan sien dat ek praat nie net uit myself uit nie. Hierso. En 'n sekere man, Handelinge 5, ek het al Handelinge 5 met julle behandel. Die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira haar eiendom verkoop.
Vers 3, hulle het vir Petrus hulle gelieg. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het Satan jou hart verval om vir die Heilige Gees te lieg? En van die prys van die grond agter te hou. Hoekom het jy gelieg vir die Heilige Gees? Vers 5, en toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. So dink julle die Heilige Gees is net 'n ou ventjie, hy waai my hier en hy waai my daar, en hy waai my hare deur mekaar. Nee, dit is die krag van God. Die krag waarmee hierdie wêreld gevestig was. Die krag van God, gespreek deur die woord, die krag van God. Woon in jou, as jy wedergebore is. Jy kan nie vir die Heilige Gees lieg nie. Jy kan nie vir die Heilige Gees lieg nie. Die krag van God. Die krag van God. So ons prys die Here vir dit. En waar wou ek gegaan het, Heilige Gees? Prys die Here, man. O ja, wat ek wou gesê het van, dink julle ek is dalk te harsh met die mense. Ek sê, ek moet sagkens met hulle wees. Moet ek sagkens met hierdie mense wees. Daar het hierdie ou wat vir die Heilige Gees gelieg het gesterf. Kyk hierso. Galasiërs 1 vanaf vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig geword het van hom wat deur julle die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander een is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Ons weet wie hulle is. Hulle is in ons eie land. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig, in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. En dis hoekom ek vanoggend so vies geraak het op koffie met brood. Laat hom, nie die teologie nie, laat hom 'n vervloeking wees. Ja, is God dan so hard? Mense verstaan nie. Hy's 'n genadige God. Jy kan rus hier in die palm van sy hand. Hy's 'n genadige God. Hy's ook 'n regverdige God. Hy's ook 'n regverdige God. Hy's 'n genadige God. En hy's 'n regverdige God. Ons moet dit verstaan. God haat die verdraaiing van sy woord, net soos jy dit moet haat. En ek haat dit. Ek haat dit. Ek het 87 verse geïdentifiseer, wat die NIV Bybel uitgelaat het, in hierdie nuwer vertalings van hulle. Ons het al gesien in die 1953 vertaling en 1933 vertaling, en ek neem aan die 1933 vertaling was soos wat die mense Afrikaans verstaan het. So ek aanvaar dit. En ek aanvaar ook die 1953 vertaling, want dit is hoe die mense die Afrikaans verstaan het, nee. Daar sê Haina. Maar hier is die ding. Die 1984, ek dink die 1984 vertaling, Afrikaanse vertaling, is 'n verdraaiing. Is 'n totale verdraaiing. Dit sê vir jou goed wat God nooit gesê het nie. Dit neem die krag uit die woord uit. So ons moet baie versigtig wees. Baie versigtig wees. Reg in die begin, of liewer in die boek van Openbaring sê hy, as enige iemand by hierdie woord voeg wat nie hierso moet wees nie, of weglaat wat nie daar moet weggelaat wees nie, sal hy vir ewig vervloek wees. So ons het 'n keuse. Ons wil die Heilige Gees hê in ons. Ons wil hê die Heilige Gees moet nader wees as 'n broer. Ek hou die tyd dop, julle weet mos is maandag. Ek wil hê die Heilige Gees moet nader aan my wees as 'n broer. Ek wil hê sy krag moet in my beweeg en uit my uitvloei. Ek moet hier kan sit waar ek sit in hierdie huis, by hierdie lesenaar, by hierdie selfoon, en ek moet deur die oë van God kan kyk wat op hierdie wêreld gebeur, en ek moet kan profeteer. Want dis waarvoor hy my geroep het in 1995. Haina, ek het dit so gevoel, jy het nou opgekom vanaand, maar ek het so iets wat in my draai wat sê, jy's verwagtend. Ek weet nie waarvoor jy wag nie, maar jy's verwagtend. Nie soos 'n vrou nie. Daar's iets
as iets wat jou krap, as iets wat jou krap en jy is verwagtend en jy soek 'n antwoord. En ek glo die Here sê vir my, ek gaan vir jou die antwoord gee, pappa. Wees bereid om my antwoord te ontvang so gou soos wat hy dit vir jou wil doen. Dis in sy wil. Hy het dit bestem. Né? En selfs so Attie is eens vanaand op nie. Maar ek profeteer 'n woord oor ou Attie. Ek sien groot dinge vorentoe vir ou Attie. Attie was al op koffie met brood gewees. Ek sien dit in my borrel, dit draai in my. Hè? Las traviala ragasesje sebe shabbatiente. Sorry, ek het in tale gepraat. Verskoon tog dat ek in tale gepraat het, want dit word dalk nie in jou kerk gedoen nie. Nee. Mag die Heilige Gees kom en vir ons aan die brand. Man, hy moet ons aan-switch. Hy moet daai skakelaar gooi. En sê, nou gaan jy profeteer, en nou gaan jy praat, jy gaan uitpraat teen hierdie dinge van hierdie wêreld. Ons weet dat die wêreld in 'n afdraande pad is, soos nog nooit tevore nie. Ons weet dit. En ons het nou die Heilige Gees nodig om ons wysheid te gee, om vir ons kennis te gee, om vir ons sy genadegawes te gee, dat wanneer mense lê en ruk op die grond, dat die Heilige Gees vir jou sê, leg jou hand op daai persoon, en dryf daai duiwel uit. Nee? As dit nou 'n epileptiese aanval is, weet julle epilepsie is van die duiwel af. Jy kan daai duiwel uitdryf. Jy moet net aanhoudend dit doen, as daar iemand in jou familie is, en jy is vol van die Gees. Dryf die duiwel uit, man, aanhoudend aan mekaar, totdat die duiwel weet, hy kan nie meer terugkom nie. En geef hulle die woord van God, die hele tyd, spreek woord oor hulle. Nee? Dankie, dit is die Here, dis nie ek nie. Prys sy heilige naam. Spreek die woord van die Here oor hulle uit. Spreek die woord uit oor hulle, man. Of jy sien iemand wat ruk daar so as gevolg van die verdomde enstowwe. Nee? Jy sien dit. En die Gees van die Here sê vir jou, man, leg jou hande daar, bid vir genesing. Want die woord van God sê, dit is gawes, dis meervoud van genesings. Nee, so enigiets kan genees word op hierdie aarde. Enigiets. Soos wat die Gees jou lei, kry 'n oor om sy stem te hoor. Ek hoop ek het julle nou opgewonde gemaak oor die Heilige Gees vanaand. Gaan ons brand vir Jesus. Nie met petrol en vuurtjies nie, man. Maar brand met die Heilige Gees, nee. Kom ons brand vir die Heilige Gees. Kom ons doen wat hy sê. En ek weet, hier's mense wat sit en vanaand luister, en daar's nog mense wat na hierdie video gaan kyk. Daar is 'n roering binne in jou, die Heilige Gees wys dit vir my, jy roer. Die Gees van God wil deur jou werk soos nog nooit tevore nie, sodat jy die regte ding kan doen. Sodat jy in 'n kerk, die kerk waarin jy is, die gemeente waarin jy is, sodat jy daai gemeente kan aan die brand kry. Sodat hy sê, hierdie kerk is warm, pappa. Hierdie kerk het die geloof, hulle die heiligmaking, en hulle het my Heilige Gees. Nou ja, toe, mag die Here julle verder vanaand seën. Daar sy Corneille, daar sy, né? Vra vir die Heilige Gees. Weet jy, Corneille, die skrif sê, as jy vir hom vra vir 'n brood, hoekom sal hy vir jou 'n baksteen gee, man? As jy hom vra vir 'n vis, hoekom sal hy vir jou 'n slang gee? Hoekom sal hy dit doen? Hy is jou Vader. Sê, Vader, ek soek hierdie krag van U, nie vir my eie gewin nie, maar vir die opbou van die gemeente. Nee, Rudy, vir die opbou van die gemeente. Dis nie vir my eie gewin nie. Dit is so waar is daai vers? Ek is klaar weg van daai vers af, in Efesiërs. Nee, die opbouing van die gemeente, die stigting van die gemeente, van die lede van Christus. Nee, dis mos wat ons wil hê. Prys sy heilige naam, man, dit is wat ons wil hê, né? Goed, 'n geseënde wonderlike aand vir julle verder. Ek gaan hierdie video ook op YouTube laai, en dit sal wees die Heilige Gees deel 2. Fantastiese aand vir julle verder, né? Die Here seën julle, man.